Het klim ek op die Kasper en ek het gebewe. Want Judas sê, party moet met vrees gered word. As hy nie baar ingekom het by Koevoet, dat ek altyd my bier, ons het bome gehad wat so uit die baar uitgegroei, dat sit ek my bier daar agter neer. Ek was skrikkerig vir jou. Is lekker om saam met u te kuier in hierdie program. Gaan ons huil, lag, alles, ons gaan eet, en jy gaan sien wat eet ons, maar ons gaan ook oorlogstories praat. Mense, hierdie program moet jy nie mis nie. Nou, kom ons kyk net eers vinnig na die kos, dat ek net gou my trane sluk, want julle weet nie waaroor ek gehuil nie. Het julle al vir Rooies gesien huil? Ek gaan snot en trane net huil, maar ek gaan nie alleen huil nie, ek gaan nog mense huil. Kyk 'n bietjie eers die kos. Ek gaan eers laat julle mense ontmoet, want ek gaan oor 'n ou praat, Soutie Loos. Nou hier gaan 'n Koevoet storie wees, met 'n evangelie inslag, wat gebeur het. Mense, jy kan nie na hierdie storie luister nie. Maar, Soutie is vandag in die hemel en sy vrou. Maar ek wil net sy dogters en familie gou aan julle voorstel, en daarna gaan ons weer met hulle praat. Sê net jou naam. Juliana. En dan sê jy net iets oor jou pa en ma. Ja, ek was bevoorreg gewees om saam met hulle in die evangelieveld te wees, jare terug in Namibië, en om te sien hoeveel siele hulle vir Jesus gewen het. En ja, ek moet sê, as ek tyd kan terugdraai, dan is dit waar ek weer sou wou wees, is saam met hulle in die evangelieveld, net om te sien hoeveel siele hulle vir Jesus gewen het. Ja. Nou, en jy? Ek is Riet, die oudste dogter. My ouers, ek het ongelukkig, ek was die rebelse een, my pa se nikke gekry. So ek is direk na skool is ek uit die huis uit. En ja, maar my ouers het nadat hulle teruggekom het uit Namibië uit na die sendingveld, selfs in die Kaap hier, is hulle spore diep getrap. Sê net eers vir my, waar was jy 1987, 88? In Rundu. Ons het in Rundu. Hoe oud was jy? Ek was 7 jaar oud. Okay, toe was ek 20, dink ek. Ja. So, ons gaan nou, dis hoekom sy mooier is as ek. Ek is mos nou al ouer, maar los dit daar. Sê gou vir my, jy's die skoonseun van hierdie mense wat ons nou oor gaan praat. Ja, You can speak English. Ja, ek is Andy. I'm Andrew. To be part of this, I knew I had to leave the milk and get onto the solids as soon as I could, because this was a very, very big responsibility placed upon me. And the Lord has been very, very gracious by His mercy. Honestly, I'm very proud to be part of this family and to take it forward, to take the Lord's good name and to be out there, ambassador for Christ. Ek was 1987, 1988, 1990 tot die 4de Januarie 1990. 87, 88 en 89 en 1990 4de Januarie by Koevoet. Daar was 'n man, hy het ook seker rooi hare gehad, Soutie Loos. Vir die eerste keer in my lewe het ek gehoor as hy daar praat van wegraping. Ek het daai tyd diep in die bottel gekyk, so ek het geskrik vir die woorde wat die man praat. Maar wanneer ons bos toe moet gaan, het hy geopen. Ek het gehoor sy lewe was ook maar duister voor hy by Christus gekom het. Ek het dit nie geken nie, maar dan staan hy op die podium, dan preek hy vir ons. Mense, hy het gepreek en gesê, hierdie week gaan julle van julle dood en hel toe. Jo, dan is ek bang. Het klim ek op die Kasper en ek het gebewe. Want Judas sê, party moet met vrees gered word. Ek was hardkoppige, ek was 'n moedswillige mens, so anderster moes ek gekry gewees het deur die Here. Maar as hulle pa wat hulle hier van vertel het, Soutie Loos,
As hy nie bar ingekom het by Koevoet, het ek altyd my bier. Ons het bome gehad wat so uit die bar uitgegroei, dit sit ek my bier daar agter neer. Ek was skrikkerig vir jou, en eintlik was hy net vol liefde. Hy wou net Jesus deponeer by ons, maar ons wou niks met hom te doen hê nie. Dit gaan toe so ver, dat ons, of kom ek vertel eers die ander ding, en dan vertel ek oor die petisie. Wat ek dink, julle weet eers, dat ons 'n petisie teen julle pa opgestel het, om hom uit te kry daar. Ons wou hom net wegkry, want hierdie ou het Jesus verkondig. Maar net voor dit, stap ek eendag met my MO-kas, en ek is besig die dinsdagoggend om in te laai, ons gaan bos toe gaan vir 'n week, en toe ek om die stoor stap, kom stap hierdie mannetjie om, hierdie rooi ou. Nou, kom ek sê vir jou, die salwing van die Here was op hom, en hy sê, staan, hy het net gesag gehad. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round-off kursus kom doen hier, by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. En hy sê, staan, hy sê, hierdie week gaan God met jou praat, want jy het nie ore nie. Nou mense, ek was vrek bang. Ek gaan laai toe die Kasper en ek klim by Cassie Karstens op. Ek ry nie in my eie Kasper nie. Na my redding het ek agtergekom, hoekom? Ek wou vir God wegkruip. Hoe stupid. En ek koop vir my 24 biere en ek begin het drink. Ek wil hierdie woorde van Soutie wegkry. Hierdie week gaan God met jou praat. Ek is so bang, ek gaan geskiet word, iets gaan gebeur. En ek kruip weg in 'n ander Kasper. Later kom ons daar by 'n Kongo basis en ek is maar in die Kasper en ek ry en so na die 3de dag vra die generaal, wat gaan aan daar in die bos? En nou Drom wat ook nou al weg is, sê, generaal, Swapo is op verlof. En ek ry so eentjie, eintlik maar, by myself is die ander wat dit gedoen het nie, om bokke te steel. Ek wil so 'n bietjie kyk, want ons het 3 biere gedrink onder 'n boom, en ek ry so vooruit. En ek kom by 'n kraal, wat ek gaan dit net vinnig scan, maar dit is hoe God met my gepraat het. En 50 terroriste lê in 'n L-vorm. En Soutie se woorde kom waar. Ek loop deur hulle, ek sien hulle nie, en ek is vol van haat, ek is 'n vieslike mens. En ek rand die plaaslike mense, die Wambo mense aan. Dis nie Koevoet wat dit gedoen, dit is nie die polisie nie, is Roy Strauss. Maar in elk geval, en ek gaan, in die volgende oomblik, begin het skiet hierdie terroriste op my. Net die vorige paar weke was ek in Appington in die hof, waar ek gelieg het oor hierdie pistool en ek het hom verander, omdat ek iemand in die been geskiet het. En ek sê altyd, ek het my lyf soos 'n menorah blyt gemaak agter 'n boom. En ek is besig om die pistool te span en hy draai dwars, want ek het mos gelieg. Ek scan net hierdie kontak vinnig. En ek jaag vorentoe en ek trap 'n dubbele landmyn. Klomp stories rondom dit ook, op 'n ander dag sal ek dit vertel. Maar God het toe met my gepraat. Ongelukkig het ek nie eintlik baie geluister, ek het geweet die Here praat. En ek het God weer gemok. Ek was die eerste een met die drank, ek was die eerste een wat bokke gesteel het, weer vleis gevat het en goed gedoen het. Maar, nou wil ek gou terugkom by die storie. Soutie is soos baie Christene, baie opreg gewees. En hy het gepraat en die woord verkondig.
En toe, wat raak ons? Moeg vir hom. Ons raak nie lus vir sy woordie, ons wil syp, ons wil ons wees. Is dit nie ook so, daardie persoon wat vir jou so van Jesus vertel, wat jy net so afsit hierdie kant toe en daai kant toe nie. En ons gaan stel 'n petisie op. Nou, ek gaan nou net by sy kinders hoor of hulle dit geweet het. Ons gaan stel 'n petisie op. En ons teken 'n petisie dat die majoor moet hierdie ou wegvat. Hulle moet hom verwyder. God het ander planne. Nou ek sê vandag, Soutie Louis is die een wat die saad gesaai het, dat ek verander het. Maar, na my redding, vat ek my kinders en ry hier op. Ons het in Arendsnes gewees, die basis. En ek ry hier op om te gaan kyk die plek. En hier kry ek vir Soutie. En Soutie reël vir my dat ek die Sondag gaan preek in Arendsnes. Ons ou Koevoetbasis. Want nou is dit 'n jeugtronk. Nou hoor gou mooi, op 'n call het die majoor vir hom gesê, Soutie, die manne sê jy moet gaan. Jy moet gaan, Soutie. Soutie gaan toe in sy binnekamer, 'n wasgoedkamer wat daar een kant by die wasgoedlyn gestaan het. So eentjie van julle huis af, by die wasgoedlyn. En 21 dae vas hy, en bid. Dan kom die majoor stuur mense en sê, gaan roep vir Soutie. Dan sê sy vrou, gaan haal homself daar. Hulle kom 4-5 tree van daar af. En slaat hulle neer. Niemand, ek is maar bly, ek was nie gestuur, ek so weggehardloop het. En hy kan net nie, hulle kry hom nie. Na 21 dae, stap hierdie man met gesag na die basis toe. En hy kom by die basis, hy gaan by die majoor in, hy salieer hom, en hy sê, majoor, jy gaan, en ek bly. Net so, jy gaan, en ek bly. Ek bedoel, Soutie was op daardie stadium in Sersant, en hy sê vir die majoor, jy gaan, en ek bly. Nou is almal het gedink, ons het dit gehoor, ons gedink, ons sal maar sien wat gaan aan. En hier, toe ek in hierdie plek preek, Koevoet is weg. Toe is hierdie majoor se kantoor, die plek waar die beradings gedoen word, die plek waar die jeug by mekaar kom vir Bybelstudie. En wie was daar? Soutie. Soutie het gebly, en ons almal is weg. Ons wat die petisie opgestel het, ons wat hom gegou het, ons wat gesê het, ons soek nie hierdie godsman nie. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Ons is die wat weg was en Soutie het gebly. Daardie dag, laat staan Soutie my op 'n sementvloer. En ek staan op en ek sien die bandiete hier voor my. En onthou, ons is verskriklik heilig op 'n Koevoet uniform. Ander mense trek hom nie aan nie. As ek ongereid was, sal ek jou pak gee as jy ons uniform aantrek. En ek kyk so en ek sien maar al die bandiete het Koevoetklere aan. Daai oorstokklere wat daar was. En ek besef wat God vir my wys. Jy's so vol van jouself gewees. Julle was so vol van julleself, maar eintlik is julle niks. Dit was 'n goeie eenheid, dit praat ek nie van nie. Praat van ons eie harte, dat ons trek hierdie uniform aan, ons is hierdie goed, ons sal vir Soutie laat gaan. En toe ek opstaan om te preek en ek kyk rond, toe is dit my eie kamervloer, waar ek
aangejaag het, gesuip het, alles gedoen het in daardie kamer. Toe sit my eie kamervloer en die skrif kom op, God bring die hond terug na sy braaksel toe. En ek staan daar en ek preek. Ek kon nie eintlik gepreek het, ek het gestaan huil. En vandag wil ek vir julle sê, Soutie Louis, as hy nie daar was nie, dan was ek nog op straat miskien vandag of dood al. So ek wil vandag hierdie gesin eer. Ek wil vir God dankie sê, dat hulle 'n pa gehad het, wat in ons belang gestel het. Vanoggend, in die oggendure of gisteraand 9 uur, dink ek, rond 10 uur, is 'n vriend van ons dood, Herman Avangaf van Zulu 4 Sierra. Herman was 'n baie close vriend. Laasweek toe ek met Herman praat, toe sê hy, Roy, my saak is reg met God, want ek was bekommerd oor Herman. En hy sê, sy saak is reg. Nou ek weet, dat Soutie ook vir Herman bedien het. En vandag wil ek dankie sê. Dankie dat daar 'n Soutie was, dat ek vandag die woord kan verkondig. Ek sal nooit vergeet nie. Kom julle net gou hier, want ek wil julle vertel, ek dink hierdie gaan julle, kom. Onthou julle die blou traktaatjie? Ja. Wat begin het met die mannetjie wat kom, en dan vorder hy tot by die kruis, elke, hè? Ja. Soutie in daai trek. Ja. Vertel. Praat jy? Ek kan nie. Praat jy? Nee, ons gaan nou huil. Ons moet maar huil. Weet jy hoe lekker is, dit is my kinders eendag gesê. Daai pa het mense na God toe gelei. Ja. Daai traktaatjie. Ek het hom later jare gevat na my redding. Toe gaan soek ek daai traktaatjie. Hy het seker wittetjies gehad, pinketjies en blauwetjies. Onthou julle hulle? Die tale, elke taal het 'n ander kleur gehad. Elke taal het 'n ander kleur gehad. En dis 'n mannetjie, waar goed hy begin. Hy begin met 'n mannetjie met 'n pak. Ja, wat swaar dra. Swaar dra, die pak is op sy rug en dan was daar die kruis. Die pak moet by die kruis Ja. Moet by die kruis neergesit. En dan kom hy volwasse. Dan Dan kom sit eers die Heilige Gees wat in jou hart kom en dan sê jy 'n babietjie Ja, en dan moet jy geestelike geestelike babietjie, dan moet jy groei met die woord en gebed en dan kom jy na die man wat volgroei is. Hoor, hierdie kind was 7, sy ken daai ding. En agterop was klomp skrifte. Ja. Daardie ding, as ek gesyp is die aand, ek sit ek om in die Bybel, ek kyk ek, dan wil ek nie lees nie, dan wil ek nie kyk nie, want ek wil nie die pak neergooi, wat Soutie van praat nie. Hy het daai goed opgestel, hy goed laat maak. En ek wil vandag sê vir julle, julle pa was uitstekend. Vat hierdie ding, julle kan nooit, en julle kleinkinders en kinders, kan nooit sê eendag, ons het 'n pa gehad wat die evangelie verkondig het. En julle het eers geweet, ons het hom try uitkry. Hier staan een van die vyande. Herman was een van die vyande. En nou daar is Herman daar saam met Soutie rond, terwyl ons hier in die wind moet staan. So ek wil vir jou sê, maar vertel net vir my iets van jou pa nog. Iets. Sjoe, ja, ons het baie kort tydjie het ek met hom gehad die laaste tyd. Maar hulle is oorlede in 'n motorongeluk en sy bloed was oor 'n hele pak van daai wit rattaatjies binne in die voertuig. Is wat ons het nog van dit by die huis dat ons actually kon recover van die voertuig en hulle bloed was daaroor nog. So ja, pappa het die laaste paar jaar het hy gewerk aan volheidslewe in Christus. Dit was 'n meer in diepte van waar jy in Egipte is tot waar jy in Kanaan kom. En sy laaste opname wat hy in Windhoek gemaak het, was om dit in Engels te doen. En die program is oral, dis nou al in Chinees ook, daar die volheidslewe in Christus. So selfs in hulle aardse dood, lewe die evangelie wat hulle gebring het en waarvoor hulle gestaan het, lewe net nog voort. Voor ek nou vir jou 'n verhaal gaan vra, gaan ek eers sê daar. Gaan jy iets vir jou kind nalaat? Gaan jy iets nalaat, dat jou kind kan sê, my pa en ma het God gedien? Gaan jy so iets nalaat? Soutie was 'n radikale man. Soutie het 'n inspraak in my lewe gelei, so erg dat ek vir God wegdraai hardloop het. Maar vir God kan jy nie weghardloop nie. Ek wil vandag vir jou sê, draai na Jesus toe, voordat dit te laat is. Ja, ek mis hulle ongelooflik baie.
Ek dink die ding wat ek die meeste mis is hulle geestelike raad wat hulle altyd gegee het. En die dag toe hulle oorlede is, het ek regtig besef, daai gebedsketting, daai gebed wat hulle gehad het, hulle het altyd saam gebid. In die oggend het hulle nooit uit die huis uit gegaan sonder om te bid nie. En dit is iets wat ek by hulle geleer het en onthou. Is dat gebed my standvastig hou in 'n lewe veral waar soos wat vandag is en veral vir ons kinders ook. Ek dink gebed is baie baie belangrik om self te bid en ook vir ons kinders te leer om te bid. Ja. Did you met him? I did. Tell us. I did. You know, in the short time that I spent with Pa, he walked the walk and he talked the talk. And for me to go into the spiritual growth spurt that I'd been through, it was amazing to be part of that with him. I miss him every single day, but I know that with what he's left behind, he's left behind a huge legacy. We know him because he was like God in the flesh. Yes. He was like that. He had that effect over everybody, and I'm thankful to our Lord and to our Jesus that I've taken a bit of that with me. Never say tomorrow what you can say today, because you never know. Talk what's on your heart. Lead them to Jesus. You know, we have to. The time is so short. And that's what I take home with me every single day. That I was part of a legacy. And the time given is so precious. Do with it what you can. Don't put off tomorrow what you can do today. Ek was een wat gesê het. Hy sê dweper. Hy moet weg. Hy meng in ons drankgewoontes. Hy's 'n dweper. Maar terselfdertyd was ek bang. Eendag sal ek nooit vergeet nie, voor die vlagpaal. Ek het gesit en ek sien hom aankom en ek dop daarin. En ek sit daar op die hoek by die basis, julle onthou seker die paradegrond. Ja, die parade. Nou as jy so staan en kyk na die ding toe aan die linkerkant. En ek sit, die volgende oomblik dop hy daar. Daai dag hoor ek die eerste keer van wegrapping. Ek sê ja, hy sê luister vir my. En hy het die ou gelos nie. Dit lyk hy wil jou slat later. Hy sê luister vir my. Jy gaan nie saam hier rooi is, jy gaan agterbly. As jy nie luister nie, my combat name was die Chapa. Hy sê jy bly agter. En daardie dag het hy my geroskam, want ek het 2 varke gesteel. En die varke het op die paradegrond kom speel. En die ander het vir my, ek weet nie 10 kilometer met 'n Casper tyre het ek gekry, met 'n sandsak op. En hy het by my kom sit. Toe sê jy hoef hierdie goed deur te gaan nie, maar jy het nie ore nie. Hoor studente, hy het vir my gesê jy het nie ore nie. Toe hy uit is, ek so bly dat ek net kan gaan drink. Vandag wil ek vir julle sê, doen die Here. Maar vir jou by die huis wil ek vra, gaan jy dit ook nalat? Of wat gaan hulle sê na die tyd oor jou? Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.